Kom ons gesels 'n bietjie vanoggend oor ongekerkte of kafeteria Christendom. Jy weet mos wat beteken kafeteria. Dit beteken jy bedien jouself. Ek gesels met jou oor 'n groot woord, nominalisme. So kom luister gou wat ek te sê het oor hierdie gedagte. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre op hierdie Woensdagmôre. Man, het ons daarom nou 'n lekker paar dae agter die rug van lekker reën. Ja, hier so by ons in Noordwes, so ek vertrou maar daar by jou kant het jy ook lekker reën gehad. Die koringboere, hulle is bietjie ongelukkig seker aan die een kant met die reën, maar wat, ons het die reën ook nodig. Hoe lekker is die reën nie altyd nie. Vandag gesels ek 'n bietjie met jou oor kafeteria Christendom. So kom ek lees gou vir jou die skrif en dan begin ons nou die boodskap van môre. Openbaring 3 vers 1. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. So kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie groot woord, nominalisme, of dan nou wat die tema van vanoggend se gedagte is, kafeteria Christendom. So wat is dit? Dis presies wat ons skrif sê. Jy het die naam, maar nie die handeling nie. Jy het die naam van Christendom, maar dit is nie wat 'n ou se lewe weerspieël nie. Nou hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld het hierdie ding posgevat en dit, ek wil vir jou sê, eskaleer met rasseskrede, die nominalisme of kafeteria Christendom idee, die pick and choose geloofstyl. Jy pick and choose wat en hoe jy wanneer wil glo en hoe jy natuurlik jou geloof wil uitleef, nê? Everything goes, soos wat hulle sê. Jy kan enigiets doen solank jy net jouself nog Christen ook kan noem. Sommige noem natuurlik nominalisme ook die ongekerkte Christendom. Christendom wat net 'n naam is, maar jy dra nie die identiteit daarvan nie. Jy weet, nominalisme sê, dit is die inding om Christen te wees, of dis gerieflik of voordelig om Christen genoem te word. John Stark het eendag gesê, hy sê vir hom beteken nominalisme, Jesus Christus is vir my bruikbaar. Ek kan Jesus Christus gebruik, met ander woorde, tot my voordeel. Terwyl ware Christendom sê, Jesus Christus is vir my kosbaar in dit wat Christus vir ons gedoen het. Die ware Christen gemeenskap in Afrika, en ek het 'n bietjie gelees oor hierdie ding, die ware Christen gemeenskap in Afrika is dit eens, wanneer hulle sê dat nominalisme die kerk lam lê en 'n gif is wat sy bywoners geestelik koud en doodmaak. Nominalisme in 'n kerk is om 'n kerk vol onbekeerde Christene te hê en hulle bepaal die gang en die boodskappe en dit wat binne die 4 mure van die kerk plaasvind. Hulle wil nie werklik die Here dien nie, maar voel hulle, dis nodig, dit is belangrik en ons is so groot gemaak. Dit word van ons verwag om kerk toe te gaan. Ons moet die tradisie voorsit. Ons ken en sing die gesange en ons ken en sing die liedjies en natuurlik kan ons selfs 'n paar gebede bid en ons kan dit goed doen. Jy weet, rondom die Amerikaanse kerk waar die meeste kerke, lyk dit vir my, glad nie in agter staan nie, het 'n navorser gesê rondom wat in kerke aangaan. Hy sê dit in Engels, hy sê many churches have become a social event where people can come to get free coffee, enjoy a concert and receive a word of encouragement before they go back into the work week and their normal lifestyles. Ja, dis nominalisme, dis oral, dis gewild, dis die norm. As dit nie so is nie, is jou kerk uit en dit is irrelevant en jy bereik nie die massas nie, so sê hulle. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, as dit die norm is, dan skiet die kerk maar baie tekort, nê, die wat val in hierdie kategorie. Nou, een artikel wat ek baie insiggewend gevind het die skrywer daarvan gesê, the worship service becomes a worship of self rather than worship of Christ.
The individual becomes preeminent, word belangrik, né? And personal emotions rule. Christenkerke is nie emosionele saamtrekke nie. Maar dis die saamkomplekke van gelowiges wat glo in Jesus Christus en weet dat hulle hoop net in Jesus Christus is vir hulle verlossing, wat weet die ware evangelie behels 'n kruisigings en 'n opneem van die kruisbegrip. Nominaliste glo nie so nie. In Nairobi, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, want dit is vir my erns in my hart, hierdie gedagte, en die gesondheid van die kerk is vir my belangrik, en hier in Afrika, Nairobi, skryf een bedienaar van die woord hoe welkom en verwelkom korrupte landsleiers is in die kerk. Hulle kom kerk toe want dit boost hulle posisies, sê die skrywer. En die kerke speel saam, né? En nooit word hierdie ouens se leefstyle aangespreek soos wat Jesus van ons verwag nie. Nou ja, ek sê nie die goed om mense of kerke sleg te sê nie, né? Maar om jou in te lig, om die Here in gees en in waarheid en opregtheid van hart te dien. Ek glo jy sien dit tog ook so. En as hierdie paar minute, né, jou tot nuwe insigte gebring het, dan wil ek vir jou vra, maak werk daarmee. As jy in die kategorie van nominalisme val, kyk na die intensie van jou hart wanneer jy kerk toe gaan. So blessings, en mag die gees van die Here en die seën van die Here jou vergesel tot ons Vrydag verder rondom belangrike kwessies in God se woord gesels.